Toe ek 'n kind was televisie nuut. Die dominee het oor die wederkoms van die Here gepraat en gesê dat die Bybel sê, almal sal dit gelyk sien. Hy weet nie hoe dit sal werk nie. Dalk gaan ons almal vir Christus met die wederkoms op TV sien. In Matteus 24 vers 27 tot 31 hoor ons dat die groot verdrukking en die koms van Christus net so seker is as wat aasvoël sal kom as 'n aas lê. Dit staan dus vas en seker. Hy sal op die wolke met groot krag en majesteit kom en sy kom sal wees soos 'n weerligstraal wat die hele lugruim verlig. Almal sal dit dus sien. Die son sal donker word en die maan sal nie skyn nie en die sterre sal uit die hemel val. Alles wat vir ons lig op aarde gegee het, kom dus tot 'n einde, want God is lig. Sterre en planete sal uit hulle bane gaan as die groot trompet van God weer klink met Christus se koms. Christus sal sy engele uitstuur om die gelowiges bymekaar te maak en almal na hom te bring. Gelowiges wat nog hier is, word dus eers met die wederkoms na Christus gebring, sodat God se oordeel die ongelowiges kan tref. Christus se koms is skielik en onverwags. Almal gaan dit gelyk sien. Daarom is dit nie nodig dat jy gaan kyk as iemand vir jou sê, die Christus is hier of hier nie, want jy sal homself in sy volle heerlikheid sien. As Christus se wederkoms gebeur, is daar nie meer tyd om jou saak met God reg te maak en die verlossing in Christus te aanvaar nie. Dan is genadetyd verby. As jy nie Christus as jou Here en Verlosser het nie, gaan jy onder die oordeel van God staan. Is jy gereed vir Christus se wederkoms? Is jy seker dat jy verlossing in Christus het en daaruit leef?